Geliefdes, baie welkom by ons erediens vanuit 2 Samuel 24, vers 1 tot 25. As jy nou inskakel, baie welkom. Ons tema vandag is, wanneer God van plan verander. Ons kyk na die lewe van Dawid, aan die einde van sy koninkrykstydperk, en wat ons daaruit leer. Nou geliefdes, daarom volg ons alles wat ons sien uit Samuel. Daarom begin ek as fotum uit Samuel 2, vers 2. Ek jubel in die Here, ek is sterk in die Here, ek lag my vyande uit. Daarom groet die Here ons met sy seën. Ek is bly oor die uitkoms wat U gegee het. Geliefdes, kom ons begin deur saam te sing, die Here te loof en te prys met die lof, aanbidding en ere. Ons is 'n oomblik, U is vir altyd, God van die eeuwe, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons liefhet, altyd getrou. Geliefdes, as wetgedeelte kyk ons na Eksodus 20. Geliefdes, die wet is 'n seën op 'n mens se lewe. En 'n groter seën op 'n mens se lewe is as jy weet wat 'n seën dit in jou lewe is. En wanneer Jesus dit beskryf, dan sê hy, iemand wat die wet ken en dit doen, hy is soos 'n man wat sy huis op die rots bou, maar iemand wat dit hoor en nie doen nie, hy is soos iemand wat sy huis op die sand bou. Dit kan jy gaan lees in Matteus 7 van vers 24 af. So geliefdes, mag dit vir jou seën wees om die wet te hoor en dit te gaan doen in die lewe. Toe het God hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo
of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, en op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, kom ons raak nou rustig en dan sing ons saam, Hemelvader, ons aanbid U. Geliefdes, voordat ons die woord lees, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie vir 'n nuwe oggend, dankie vir U liefde en U genade en U barmhartigheid teenoor ons. Dankie Here dat U ons vandag geroep het om na U te luister. Here, dit is 'n wonderlike voorreg en ons
kan eintlik nie daar dit indink, dat U bemoeienis maak met ons as mens nie. Heer, daarom vra ons dat ons die woord sal verstaan, dat ons 'n vreugde daarin sal vind, om dit te doen in ons lewens. Weer ons sien 'n wêreld waar mense U wil hê, maar hulle het so 'n beeld van U geskep, wat nie meer uit die woord uitkom nie. En wanneer ons uit die woord van U leer, Heer, is daar baie keer 'n wegskram van U af. Heer, daarom vra ons, dat U ons sal toerus, Heer, dat U ons harte sal regmaak, dat ons graag wil hoor wat in die woord staan, en dit gaan doen in ons lewens, dat dit vir ons 'n vreugde sal wees, maar Heer, dat ons ook sekerheid sal hê van ons verlossing, sekerheid van ons kindskap, dat ons weet U is die een wat ons op die regte pad hou, en Heer, ons lei en leer. Weer ons bid so vir ons gemeenskap, dat U ook die harte van die mense sal voorberei, die ons sal toerus, dat ons nie sal stil bly oor U nie. Heer, baie keer wil ons so graag die mense moet van ons hou, en wil ons nie bekleierery of stryery nie, dat ons stil bly oor U. En Vader, daarom vra ons dat U ons sal help, en ons daarin sal toerus. Weer wees met ons land, wees met ons wêreld. Heer, wees so met ons land en ons wêreld, dat hulle sal terugkeer na U toe. Heer, dat hulle sal U in suiwerheid wil ken, dat hulle sal onderskeid tref wat van U afkom en wat nie, en dat daar terugkeer sal na U sal wees. Heer, ons vra dat U met ons land sal wees in die werkloosheid en al die infrastruktuur wat uitmekaar uitval. Heer, dat dit nie ons hopeloos sal laat voel nie of moedeloos sal maak nie, maar Heer, dat dit vir ons 'n geleentheid sal wees om ook ons naaste te dien. My Vader, wees tog so met ons land, dat ons daai sal leer, dat ons weer daai infrastruktuur sal kan opbou, hospitale veral, en plekke wat mense versorg. Heer, wees tog so met ons. Heer, en ons wil bely dat ons baie sondes het. Heer, maar help ons om 'n vreugde daarin te vind dat U ons stigtig. Dat ons weet dat U ons nie net los nie, maar dat U ons vashou, en dat dit vir ons 'n groot troos sal wees en 'n vreugde. Heer, ons bid dit nie as verdien nie, maar alleen uit U genade. Amen. Liefdes, die gedeelte wat ons lees is 2 Samuel 24, vers 1 tot 25, is nou aan die einde van Samuel, omdat dit was eintlik een boek. Nou, dit sluit af met 'n gedeelte waar Dawid weer op 'n punt gekom het, waar hy getuigtig moes word, en nie omdat hy het verkeerd gedoen het nie, maar omdat God toornig was oor die volk. En dan kry die volk 'n straf, maar die wonderlike genade sien ons hoe God dan van plan verander, om hierdie hele volle oordeel wat oor die volk moes kom, dat hy ophou daarmee. En ons leer vanuit die reaksie, maar ons is hier aan die einde van Dawid, hy's weer herstel as koning. Vorige Sondag het ons gesien, hoe toe hy met Uria doodgemaak het vir Batseba, het God hom laat vlug, nog jare lank, maar dan herstel God uiteindelik sy koningskap, en dan gebeur hierdie, as 'n basiese einde van die boek Samuel. Ons sal nou sien hoe hy sy seun Salomo gaan instel as volgende koning, maar eers hierdie wat ons daai leer. Op 'n keer was die Here vertoorn op Israel. Hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê, gaan tel die Israeliete en die Judeërs. Die koning het vir Joab, die hoof van die leer wat by hom was, gesê, trek rond deur al die Israelitiese stamme van die noorde tot die suide en tel die volk. Ek wil weet hoeveel hulle is. Joab het die koning geantwoord, selfs al sou die Here u God die volk 100 maal laat vermeerder, en die koning sien dit self, watter genot sou dit u verskaf? Toe die koning egter vir Joab en die leer offisiere nadruklik so beveel, is hulle van hom af weg om die volk te tel. Hulle het deur die Jordaan gegaan by Aroer, suid van die stad by die spruit. Daarvandaan is hulle na Gat en Jaeser toe, en hulle het Gilead deurgegaan tot by die land onderkant Kades. Toe het hulle by Dan gekom, en daarvandaan is hulle oor Sidon.
waarna hulle by die vesting Tyrus en al die stede van die Jewite en die Kanaaniete gekom het. Toe is hulle af na Berseba toe in die suide van Juda. Hulle het die hele land deurreis en na 9 maande en 20 dae weer in Jerusalem teruggekom. En Joab het die uitslag van die telling aan die koning gegee. Israel was 800.000 weerbare man wat kon oorlog maak en Juda 500.000. Nadat hy die volk laat tel het, het Dawid sy gewete hom gekwel. Hy het teenoor die Here bely: ek het swaar gesondig met wat ek gedoen het. Vergewe tog nou my oortreding, Here. Waarlik, ek het baie dwaas opgetree. Nadat Dawid die oggend opgestaan het, het die profeet Gad, die siener van Dawid, na hom toe gekom. Die woord van die Here het tot Gad gekom en gesê: gaan sê vir Dawid, so het die Here gesê, ek lê 3 dinge aan jou voor, kies vir jou een daarvan, dan sal ek dit laat gebeur. Gad het toe vir Dawid die boodskap gebring: wat wil jy liewer hê? 7 jaar hongersnood in jou land, of 3 maande waarin jy voor jou teenstanders vlug en hulle jou agtervolg, of 3 dae lank pes in jou land? Oorweeg nou goed hoe ek hom wat my gestuur het, moet antwoord. Dawid het vir Gad geantwoord: ek is in 'n hoek gedryf, laat my liewer in die hand van die Here val, want sy genade is groot. Ek wil nie in die hand van 'n mens val nie. Daarna het die Here 'n pes van oggend af tot die aand onder Israel ingestuur. Van die noorde tot die suide het daar 70.000 gesterf. Net toe die engel sy hand na Jerusalem toe uitsteek om dit te verdelg, het die Here besluit om die straf nie verder te voer nie. Hy het vir die engel wat die verderf onder die volk aanrig gesê: dis nou genoeg, trek jou hand terug. Die engel van die Here was toe net by die dorsvloer van Aroana, die Jebusiet. Terwyl Dawid die engel sien wat die volk tref, sê hy vir die Here: dit is ek wat gesondig het. Ja, ek het oortree. Wat het hierdie arme mense gedoen? Tree liewer op teen my en my familie. Gad het daardie dag na Dawid toe gekom en vir hom gesê: gaan op en bou vir die Here 'n altaar op die dorsvloer van Arauna, die Jebusiet. Dawid het toe opgegaan na die Here, soos die Here hom deur die woord van Gad beveel het. Toe Arauna afkyk en die koning en sy amptenare na hom toe sien aankom, gaan hy uit en buig diep voor die koning. Waarom kom die koning na sy dienaar toe? Vra Arauna. Om die dorsvloer van jou te koop en 'n altaar vir die Here daarop te bou, sodat die plaag van die volk afweggeneem kan word, antwoord Dawid. Arauna het vir Dawid gesê: u kan dit gerus maar vat, u majesteit, en offer net wat u wil. Kyk, die beeste vir die offer is hier, en die dorslee en die jukke is beskikbaar as brandhout. U majesteit, Arauna het dit alles aan die koning. Mag die Here, u God, u offer aanneem. Hierop het die koning vir Arauna gesê: nee, ek koop dit beslis van jou teen die volle prys. Ek bring nie aan die Here my God offerandes wat my niks kos nie. Dawid het toe die dorsvloer en die beeste vir sowat 600 gram silwer gekoop. Hy het net daar 'n altaar vir die Here gebou en brandoffers en maaltydoffers gebring. Daarna het die Here weer die gebede vir die land verhoor en die plaag is uit Israel weggeneem. Tot sover, geliefdes, die woord van die Here. Kom ons gaan oor na die prediking. Geliefdes, ons prediking vandag: wanneer God van plan verander. Nou geliefdes, laasweek het ons onsself hierdie belangrike vraag gevra: wil ons hanteer word soos wat Dawid hanteer is?
deur die Here waar hy getuigtig is wanneer hy gesondig het en afgedwaal het, of wou ons so Saul hanteer word, waar toe hy begin sondig het en afgedwaal het, dat die Here hom gelos het. Hoofsaaklik het ons ook gesien dat Dawid het ontzag vir die Here gehad en respek vir die Here, en dis hoekom die Here hom getuigtig het wanneer hy afgedwaal het en hom teruggebring het op sy lewe, en natuurlik het dit gelei tot herstel van sy koningskap. Saul weer aan die ander kant het hy het eintlik van die begin af, ek kan ons sien, hy het nie ontzag en respek vir die Here gehad nie, hy het 'n mate daarvan gehad, maar dat dit hoofsaaklik ook die rede was dat die Here hom gelos het, dat hy kan doen wat hy wil. Dit was lekker, eintlik, ons wil baie keer doen wat ons wil nie getuigtig word nie, maar die gevolg was, dat hy gelei het na net al hoe meer en meer sondig, toe dit nou later uitgeloop het, tot selfvernietiging. En dan geliefdes, as ons na die 2 konings kyk, was daar iets belangrik wat ons ook gesien het, van hulle harte. Ons het gesien dat, Saul, wanneer hy aangekla word oor hierdie sonde, dan verskuif hy hierdie skuld. Hy sê dis iemand anders, en wat meer is, hy rebelleer teenoor die Here se aankondiging van wat nou gebeur, toe hy vir Dawid begin vervolg het, en net toegeneem het daarin. Dawid se reaksie, wanneer hy gesondig het, dan is hy verpletterd, en hy het hierdie diepe bekering en berou oor wat hy gedoen het. Omdat hy so lief was vir die Here. So, en hy het sy skuld aanvaar op 'n stadium toe hy nou moes vlug as gevolg van 'n tugtiging, en dan loop daar iemand agterna uit Saul se familie en hy vloek hom die hele tyd, en een van Dawid se manne vra vir hom, hoorie, moet ek gou daai man gaan stil maak, want hy kon, en dan sê Dawid, weet wat, nee, daai ou is gestuur deur die Here om my so te vloek, want ek het gesondig. Nee, so ons sien Dawid se aanvaarding daarvan. Nou geliefdes, Dawid se reaksie lei tot herstel, Saul se lei tot selfvernietiging, en nou wat ons daaruit moet saamvat, is dat wanneer ons getuigtig word, en onthou, alles wat sleg is wat met ons gebeur, is nie noodwendig getuigtiging nie, partykeer is dit 'n vorming, maar wanneer dit gebeur, dan moet ek myself gaan ondersoek. Ja, ek moet self ondersoek instel, veral baie keer as iets gebeur, en dan is ek kwaad, en dan weet ek nie altyd, jy weet, vir wie is ek kwaad nie, en ons weet, ons kan nie vir die Here kwaad wees nie, so ek sal dit nie noodwendig sê nie, maar partykeer is dit goed om dit te bely, maar dan wel daarvan te bekeer, teenoor my medemens daar oor te praat, maar dan is dit belangrik, dat ons gaan kyk, waaruit dit vandaan kom, en ons sal dit sien in Dawid se lewe, hoe hy dit gedoen het, en dan ook vanuit die Nuwe Testament, hoe ons geleer word, hoe hierdie selfondersoek werk, en dat dit vir ons uiters belangrik is. Nou geliefdes, Dawid se reaksie uit in belydenis, waar hy sê hy het teenoor die Here gesondig, en hy aanvaar sy straf, het daartoe gelei, dat hy veronderstel was om die dood te verdien. Dit was 'n oordeel wat hy self gesê het, toe Nathan na hom toe gegaan en sê, dit is wat gebeur, so hy, daardie ou wat dit gedoen het, moet 4 keer soveel betaal, en hy moet doodgemaak word, en dan sê Nathan vir hom, jy is daai man. So dat hy het eintlik daai oordeel self aangekondig oor homself, dit was veronderstel wat om te gebeur, en dan sê God, maar omdat God genadig en barmhartig is, word hy vergewe daarvoor, en uiteindelik word hy herstel in sy koningskap, maar hy is ook gevorm deur hierdie gedeelte. Nou vandag se gedeelte is wel, dit laat mens met vra, want weer eens word Dawid getuigtig, maar dis nie iets oor wat hy gedoen het nie, dis omdat God toornig was teenoor die volk, en dan laat die Here vir Dawid sondig, en natuurlik, soos ons dan sien, dit waartoe Dawid, die insigte waartoe Dawid kom, en die reaksie wat hy het, maak het God dan nou nie die straf oor hom laat kom nie. En weer eens, daaruit moet ons leer. Eerstens, daarom kyk ons na om te val in die hand van God, eerder as in die hand van mense, dan die tweede een, om ondersoek in te stel. Dus daarom begin ons met die eerste een, om te val in die hand van God, eerder as in die hand van mense. Nou is 'n interessante opmerking van Dawid, dat Dawid, toe daar aangekondig is dat hy hierdie straf moet ontvang,
dan word daar vir hom 3 opsies op die tafel neergesit, nee, so te sê. En hoekom dit so interessant is dat gewoonlik, wanneer iemand gestraf is, dan het die Here gekom en gesê, maar hoorie, hierdie is jou straf. Hy laat nie die opsies nie, want gewoonlik was die straf iets wat direk verwant was aan dit wat hy gedoen het. So met ander woorde, Dawid het vir Uria met die swaard doodgemaak. En dan sê die Here, omdat jy hom met die swaard doodgemaak het, gaan die swaard nooit weer uit jou familie verwyder word nie. So Dawid ontvang die straf wat hy aan iemand anders gedoen het. So hy moes ervaar het wat dit is, dit wat hy aan ander gedoen het. Maar hierdie keer is dit nie so nie. Hierdie keer is daar opsies. En Dawid moet amper deur 'n redenering met homself gaan om te bepaal. So die opsies was 7 jaar hongersnood of 3 maande vlug van jou vyande of 3 dae pes onder die volk. So hy moes kies hier en baie keer is hierdie redenasie erger as die straf self. Maar baie keer as jy moet redeneer oor so ding, dan kom jy tot sekere konklusies. En dit is wat met Dawid gebeur het. So Dawid kom toe nou tot 'n sekere konklusie. Nou net om dit so 'n bietjie prakties te maak. Ek weet nie of jy dit al ervaar het nie, maar baie keer, jy weet toe ek op skool was, het ons baie keer as jy in die tegniese werkswinkels nie jou huiswerk gedoen het nie, dan moes jy siviele klas toe gegaan het, en daarso was daar hierdie hout opkats, en dan moes jy daai opkats gebruik, jy moes vir jouself 'n lat gekies het. En wanneer, jy weet dan, dis alle kinders skielike wetenskaplike, nee, van die kinders gesê, nee, jy moet 'n groter plank sien, want dan versprei dit die krag op 'n groter oppervlakte, en dan sal iemand anders sê, nee, maar oom Newton sou gesê het, jy weet, krag is gelyk aan spoed mal massa, so jy moet die ligter ene vat. Skielik weet almal nou hoe werk wetenskap. Nee, en dan moes jy ook street smarts gehad het, want jy weet, jy moes baie keer geluister het na die koshuiskinders, want die koshuiskinders was nie so goed in wetenskap nie, maar het ervaring gehad wat baie keer meer was as die hele kennis. En dan moes jy ook street smarts gehad het deur te weet, luister, hierdie koshuiskinders baie keer het hulle hierdie interne grap wat hulle sê, maar kom ons gee vir hulle verkeerde raad sodat ons kan, jy weet, hulle wou juist sien dat jy die een wat die seerste gemaak sal kies. So jy moes dit ook nou nog in gedagte gehou het. Maar geliefde, daai gedeelte is baie keer erger, nee, om deur daai redenasie te gaan oor die straf. Maar dit bring jou tot sekere konklusies. In Dawid se geval was dit dat hy gesê het, maar ek is in 'n hoek gedruk. Laat my eerder val in die hand van die Here, want hy is genadig en barmhartig, as in die hand van mense. En dan is dit interessant dat die Here nie, dat hy nie sê, ek laat my in die hand van die Here val, so ek soek daai straf nie. Hy sê nie dit. Hy sê, laat my in die hand van die Here val, en dan kies God die straf. En hy het reg geantwoord. Nee. En geliefdes, dit openbaar ook iets van die mens vir ons. Nee, die mens se geneigtheid, en Dawid weet dit, want hy ken homself, dat hy sê, maar baie keer wil ons die ergste straf op iemand anders hê. Wat as iemand kwaad doen aan jou, nee, en jy top daaroor, en jy dink daaroor, en jy vergewe nie, dan wil jy baie keer hê dat dit wat met daai ou gebeur, moet die ergste wees wat moontlik met hom kan gebeur. En die gevaar daarvan is dat baie keer wil ek die ergste oordeel hê op iemand anders, maar ek weet ook in 'n mate dat dit wat daai ou aan my gedoen het, doen ek soms aan ander. Nee, of as ek in daai ou se skoene was, sou ek maar dieselfde gedoen het as hy. Nee, en dan besef ek eintlik wat 'n oordeel my toekom. En hoe meer ek daai oordeel uitspreek, hoe meer gaan ek besef. En dis hoekom Jesus sê, moenie oordeel nie oor ander nie, sodat daar nie oor jou geoordeel word nie, want in dieselfde mate waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word. En dieselfde wat jy dan hoop op iemand anders, nee, en vir ander mense sê, ja, ek hoop dit en dit gebeur, gaan daardie mense ook weer oor jou hoop. Nee, so hoe meer ons ander oordeel, hoe meer gaan dit 'n kultuur word en terugkom na jou toe, want die wiel draai, geliefdes. En juist dan, as ons die genade betoon nie, dan is daar baie keer ook nie genade na ons toe nie. Maar geliefdes, ons sien toe hoe Dawid hartseer is oor sy sonde en hy kom tot bekering en hy vra dan vir die Here, maar wat het hierdie arme mense gedoen? En natuurlik weet ons dat die mense was skuldig. Nee, die Here was toornig oor hulle, maar Dawid vra, laat hierdie oordeel eerder kom oor my en my familie.
Geliefdes, en dit is 'n eienskap wat die Here by ons wil voortbring. Want dit is 'n eienskap van God self. Nee, ons sien dit die duidelikste natuurlik in Jesus. Toe Jesus, jy weet, en Jesus was nog anders as Dawid in die sin van dat hy was nie skuldig nie. Dawid en die volk het baie sondes gehad. Nie een van hulle het verdien om te bly lewe nie, maar Christus het wel. En hy sê, laat die straf van daai mense op my kom, van die kinders van die Here, laat dit op my kom. En ons sien, jy weet, as mens Dawid verwonder vir wat hy gesê het, hoeveel meer behoort ons nie vir Christus te verwonder dat hy dit gedoen het nie. Uit liefde vir ons. Nee, en dis 'n eienskap wat die Here wil hê sy kinders in die wêreld moet uitstraal. Die geliefdes, die belangrike punt, nee, wat ons sien, is dat God sy kinders nie oordeel volgens wat hulle verdien. En ons weet, dit is 'n genade van die Here, dat die Here ons barmhartig is, selfs die lewe wat ons hier op aarde het, is 'n genade, 'n absolute barmhartigheid van die Here. Maar dan sien ons hoe God van plan verander. En ons sien dit in Dawid se lewe, se tyd, was dit deur sy tigtiging en deur sy vorming, is die doel wat God met ons het, is om ons vry te maak van sonde. En om vry te word van sonde, is selfondersoek nodig. Ja, ek moet gaan kyk, wat se sondes is daar in my lewe? En wat se gevolge het dit op my lewe en op ander mense? En daarom, jy weet, dit was iets wat Saul nooit gedoen het nie. Hy het nie daai selfondersoek ingestel nie. Dawid doen dit gereeld. En dis wat God laat plan verander met Saul se lewe. So dis ons tweede punt om ondersoek in te stel. Nou geliefdes, net 'n storie uit Samuel wat ons nou nie gelees het nie, wat ek graag wil vertel. Daar kom op 'n stadium 3 jaar hongersnood. En Dawid kom en hy vra nou, hoekom gebeur hier? En hy gaan na God toe en hy vra vir God, hoekom gebeur hierdie 3 jaar hongersnood? En dan antwoord die Here hom en hy sê, dit is oor iets wat Saul gedoen het aan 'n ander nasie. Dawid gaan toe na daai nasie toe, hy sê, hoor, die Saul het hierdie aan julle gedoen, hoe kan ons julle vergoed? En hy maak dit reg. En dan kom maar weer reën na offers en dit wat hulle gedoen het. Die twee dinge leer ons hier uit. Die eerste een is, God het nie net enige nasie uitgewis en uitgeroei soos wat die mense wou nie. Saul het op 'n stadium al hoe meer wou hy dit net doen. Nee, en dan gaan doen hy sommige onskuldige nasies. Gewoonlik het die Here gesê daai mense moet uitgewis word oor dit wat hulle gedoen het, of omdat hulle die volk nie wou, hulle het basies gerebelleer teenoor die Here. Dawid vra gereeld, moet ek teen hierdie mense optrek, moet ek daai en so. So geliefdes, baie keer sal ons die indruk hê, hulle moes net uitgewis het voor die voet. Maar ons moes gesien het, nee, daar moes eers ondersoek ingestel geword het, of hulle het verdien, en die Here het hulle gewoonlik geantwoord daarin. En dan 'n tweede ding wat ons leer daaruit is, dat dit was nie eers Dawid se skuld nie. Dit was Saul wat gedoen het, en hy dra die gevolge daarvan. Nee, geliefdes, is baie keer maklik om te sê, ja, maar is iemand anders se skuld. Nee, dit was Saul se manier, hy het heeltyd iemand anders blameer, maar Dawid het regtig die reg gehad om te sê, maar daai is nie my skuld nie. Dis Saul se skuld. Maar Dawid gaan maak reg wat Saul verkeerd gedoen het. Nee, en dit is iets wat ons ook baie keer, die geneigtheid is om iemand anders te blameer, maar kinders van die Here wil God hê, maar ons moet regmaak, goed wat ons eers verkeerd gedoen het nie. En veral in die geval van vandag, sien ons hoe Dawid nie eers gesondig het nie, maar die volk gestraf word. En baie keer het ons ook daai geneigtheid om God te wil blameer vir iets. Nee, en ons weet ons moet dit nou nie doen nie, nee, en ons weet ons kan dit nie doen nie, so daarom doen ons dit nie, maar nog steeds doen ons dit, of is dit opsetlik of nie, as ons byvoorbeeld sê, jong, ek was nou in hierdie situasie en dis hoekom ek gesondig het. Nee, blameer eintlik God, want hy het jou na 'n situasie gesit, of jy sal sê, maar dit is nou maar hoe ek gemaak het, God het my so gemaak en laat staan, en dis nou maar hoe ek is. En dan basies blameer ons eintlik God vir die sonde wat ek gedoen het, want dit is hoe God my gemaak het. Nee, en dan verhoed ons selfondersoek, ons maak dat ons nie wil bekeer nie, ons skuif die skuld net op God. In Nuwe Testament praat daaroor, Jakobus se gemeente op 'n stadium, sê hy vir hulle, ek lees wat hy sê in Jakobus 1 vers 13, iemand wat in die versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie, self verlei hy niemand nie. Nee, so ons kan nie God blameer vir iets wat ons doen nie.
En dan gaan die teks verder om te sê, maar waar ons sonde eintlik vandaan kom. En dit is vers 14 daar staan, maar die mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeerte bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Moenie julleself mislei nie, my liewe broers. Klink so Saul se lewe, nee. Begin by klein sonde en raak erger en erger en erger tot dit op selfvernietiging. En dit is 'n waarskuwing ook van die Nuwe Testamentiese gelowiges, onder andere Jakobus se gemeente. Hy luister, hy sê, my liewe broers. So hy praat met gelowiges. Hy praat met mense wat hy sien as sy broers. Nee, hy praat nie met heidene nie. Nee. Nou geliefdes, so, jy weet Saul se lewe. Hy's net jaloers op Dawid, gooi met 'n spies. Dit werk nie. Daai jaloesie broei, later kry hy hele leermag om vir Dawid te gaan soek. Hy wy homself toe om Dawid te vang, nee. En dit was iets wat hy geweet het. Die Here het aangekondig, Jonathan kom op 'n stadium na Dawid en hy sê, luister, selfs my pa weet, jy gaan koning word. Maar hy hou aan. Nee, en so Saul doen dit, en jy weet dit so erg geraak, dat hy op 'n stadium by 'n klomp profete uitkom, en hulle sê, luister maar, hulle het God geraadpleeg vir Dawid. En Saul is so kwaad dat hy al die profete dood. Hulle het God geraadpleeg vir Dawid. En hy maak al die profete dood. Hy raak al hoe erger dat hy op die ouene na dode besweerder toe gaan om vir hulle raad te vra. So ons sien hierdie siklus waarna hy geval het, wat dit net al hoe erger en erger geword het. En dit is 'n waarskuwing vir die nuwe tyd. Maar Jakobus hanteer dit op so 'n manier dat hy sê, hoorie, jy moet gaan kyk, waar kom jou jaloesie vandaan? Waar kom hierdie verkeerde gedrag van jou vandaan? Het kom vanuit jou begeertes. Nee, en hy sê, daai begeertes wat groei en goed en is baie keer verkeerd. So geliefdes, selfondersoek, net om verder te gaan, Jakobus gaan verder, hy sê nie net, dit kom van julle begeertes af nie, Saul gaan nog dieper, Jakobus gaan nog dieper, en hy verduidelik die volgende, en ek lees vir ons Jakobus 4 vers 2 tot 3, daar staan, julle wil dinge hê, maar kry dit nie, en wil moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed, en kan dit nie in die hande kry nie. En dan maak julle rusie, en beklei julle. Julle kry nie, omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. So Jakobus skryf vir sy gemeente, hy sê, dit gaan verder. En hy sê, hoorie, die feit dat julle so beklei, die feit dat julle gebede nie verhoor word nie, is omdat julle net bid vanuit julle selfsug. Julle bid net vanuit julle verkeerde motiewe. So hy ondersoek sommer self vir hulle harte, en hy sê, maar gaan kyk waar dit vandaan kom. En natuurlik sê hy, maar dis hoekom julle gebede nie verhoor word nie. Nee, en geliefdes, dis interessant dat Jakobus ook praat oor gebed en reën, waar hy sê, maar jy weet, die krag het, gebed het baie krag. Jesaja was 'n profeet net soos, en hy het gebid dat dit nie moet reën nie, en dit het nie gereën nie, en dan het hy weer gebid, dit moet reën, en so hy sê, nee, motief is belangrik vanuit dit, maar dit klink soos Dawid, nee, wat gebid het vir, wat wou gehad het, dit moet reën. So weer eens, nee, dit, Jakobus wys vir ons, vir selfs gebed, is selfondersoek, uiters belangrik. Want baie keer wat gebeur is, jy weet, ek ervaar iets in my lewe, of ek voel ek word getuigtig, of partykeer, onthou alles wat sleg is nie noodwendig getuigtiging nie, partykeer is dit ook 'n vorming, maar dan laat gaan ek dit net, nee. Ek gaan nie na die Here toe met dit nie. Ek gaan vra nie oor die Here met dit nie. Ek gaan ondersoek nie my lewe, hoekom hierdie dalk gebeur nie. Nee, ons wil geneigtheid is net om die skuld te skuif. Dit is vir ons belangrik, om hierdie selfondersoek in te stel. En geliefdes, die mooi ding wat uit Dawid se lewe kom, is, toe hy deur hierdie ding gaan, is dit weer eens, lei dit nie net tot selfvernietiging nie. Wat gebeur is, hy kom op 'n punt waar hy vir die Here vra, maar laat hierdie skuld op my en my familie kom. En jy weet, dit is die eienskap wat God wil hê in sy kinders, nee, ons sien dit in Jesus Christus, die grootste, sien ons dit voortkom. So geliefdes, as ek net kan afsluit, nee, deur hierdie gedeelte van Saul en Dawid, mag jy die waarskuwing raak sien, nee, van begeertes wat net groei en al hoe erger en erger word, en
mag dit u oproep tot selfondersoek. Om dit nie net te los nie, maar om te gaan kyk, waar kom hierdie vandaan? Jou eie lewe so te ondersoek. En mag jy die vreugde daarin vind, om getuig te word, en te weet, dis 'n teken van God se liefde, dit is, God bring iets mooi daaruit, hy bring vir my meer godsvrug uit daai ding uit, en dit sal nie lei tot selfvernietiging nie, maar tot herstel, in my verhouding met die Here, maar ook in my koningskap, hier op aarde. En mag ek dan al hoe meer, deur hierdie selfondersoek, reg bid, en nie bid vanuit selfsug en goed, en so sien, dat my gebede verhoor word. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Heer, wat 'n wonderlike wete en 'n troos, dat ons weet, U verander van plan, Heer, dat ons eintlik erg gestraf moet word, en veroordeel moet word. Maar Heer, dat U van plan verander het, Heer, wat U seun gedoen het. Jesus, ons dankie, Heer, dat U vir ons gesterf het. Maar Heer, ons bid ook, dat ons dit nie net sal hoor, en dat daar niks vir ons gebeur nie, maar Heer, kom tog in ons harte, en wys vir ons die wonderlike voorreg, wys vir ons die wonderlike liefdesdaad, wat U teenoor ons gedoen het, deur met ons lewens van plan te verander. Heer, help ons om dit nie net te hoor nie, maar dit aan te neem, deur selfondersoek in te stel in ons lewens, om te kyk, hoekom, waar is ons dalk nog plekke waar ons jaloers is, wat in ons harte aangaan, selfsug, magsbeheptheid of haat. Heer, dat ons dit nie net daar sal laat nie, maar dat ons sal verander, tot bekering kom daarvan. Heer, waar ons worstel daarmee, kom gee ons krag. Help ons dat ons Christenskap nie net sal bestaan uit dit wat ons wil hoor, en net wil hoor hoe U vir ons sorg, maar dat dit vir ons sal verder gaan, dat dit vir ons tot bekering sal lei, en dat dit vir ons ook al hoe meer 'n Christelike lewe sal laat leef. En help ons om nie te rebelleer teen U nie. En ons bid so vir ons land. En ons het so 'n geneigtheid om eintlik net te hoor wat ons wil hoor, en dat ons nie regtig meer soos Christene wil lyk nie, maar dat ons eintlik iemand net wil hê vir die versorging en vir die voorspoed wat daarin lê. Maar Heer, ons vra dat ons werklik U sal soek met ons hele hart, en nie halfhartig nie. Heer, en kom tog, Vader, kom, vergewe tog ons sondes, maar Heer, ons weet, dat ons bekering nie sonder vrug moet wees, en ons vra daarom dat ons sal vrug dra, Heer, dat daar liefde sal wees vir waardes, 'n liefde sal wees vir gehoorsaamheid aan U, 'n wysheid. Heer, wees ons tog so genadig. En ons bid dit nie enigstens dat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, ons sluit af met ek wil die Here loof. Sy brand daar
Geliefdes, gaan die week in met die seën van die Here vanuit 2 Samuel 2 vers 10. Hy verleen krag aan sy koning, hy gee sterkte aan sy gesalfde. Amen.